trials and war, I will trust you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I'm free, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I'm free, the reason that I sing with all my Goeiemôre, diebaars, geliefdes in die Here. Julle kan maar diep inasem en uitasem. Prys God se naam, halleluja. Ons kan die Here dankie sê vir so 'n wonderlike tyd. 'n Geseënde week wat agter ons rug is. Prys God se naam met al die dienste, al die gebede. En jy weet, om met hartseer te kon verneem. Prys God se naam, halleluja. Ja, kom ek begin maar eers maar by die begin, dat ek nou nie hier begin emosioneel raak hier, prys God se naam, halleluja. As daar miskien enige iemand is, prys God se naam, wat vir die eerste keer vanoggend die AGS Brandfort Herlewingsentrum besoek, jy kan dit in jou hand lig, prys God se naam. As dat niemand is, prys God se naam, halleluja, dan wil ek net die volgende afkondigings eers voorhou. Woensdag 10:00, dan sal ons nog weer ons bidtier hê, prys God se naam, julle wat die bidtier kan bywoon, wees vry, voel vry om die bidtier by te woon. Deur die bidtier doen die Here vir ons wonderwerke. Die gebedsversoeke wat daaraan gehoor word, daar word ingetree en die Here doen die wonderwerk. Amen. Prys God se naam, halleluja. En Vrydag sal daar nog geen jeug wees nie. Ek herhaal, jong mense, Vrydag geen jeug. En Sondag sal daar ook geen Sondagskool wees nie. Amen, prys die Here. Maar 10:00 sal ons wel ons oggenddiens hê. 10:00 sal ons wel weer so byeenkom om die naam van die Here groot te maak en die Here al die lof, al die eer, al die prys en al die aanbidding toe te sing. Prys God se naam, halleluja. En dan vandag, prys God se naam, het ons ook verjaarsdag. Prys God se naam, eerste persoon op ons lys is aan Bianca Tilly. Ek verneem sy is nie vanoggend hier nie. Prys God se naam, mag die Here haar seën. Mag die Here 'n lig wees op haar pad en 'n lamp vir haar voete. Mag haar drome, haar verlangens en begeertes deur God gedra word. En dan die 13de is dit Desiree Libbe se verjaarsdag. Prys God se naam, halleluja. Mag die Here haar ook wonderlik seën. Mag haar verlangens en haar begeertes bekend is by die Here. En dat die Here al haar gebedsversoeke ook sal verhoor. Prys die naam van die Here. Ek is vanoggend baie bly om vanoggend hier te wees. Amen. Vir een besonderlike rede. Jesus lewe. Hy is ons verlosser. Hy is ons saligmaker. Hy is ons redder. Hy is ons bewaarmer en hy is ons beskermer. En jy weet, prys God se naam, soos ons weet nie wat se oorlog word gevoer
in die geesreël teen die kinders van die Here nie. Prys God se naam. En as jy nou moet kyk, as ons spesifiek moet kyk na oorlog wat spesifiek gerig word teen Christene. Teen ander geloof nie soveel nie. So wat sê dit vir jy? Die God wat ons dien, is die waaragtige God. Prys God se naam. Daar is geen ander God behalwe ons God. Prys God se naam. En as er nog steeds iemand is wat vandag twyfel, moenie meer twyfel nie. Laat dit jou versekering wees. Prys God se naam. Halleluja. Die paras die Here het ons ook versoeke. Amen. Prys die Here. Liam Kreer se ouers, prys God se naam. Halleluja. Hier is bekend die situasie. Prys God se naam. En dan Kiano en Lamay nog steeds swak, siek. Prys God se naam. Halleluja. Maar ek het nog gesien, prys God se naam, even tydens COVID, waar die mediese deurbrake begin ophou, dan is dit daar waar God in kan gryp. Prys God se naam, sodra die mens begin sy mediese sprook, is daar weer niks, dan sê God, oké, ek stel by. Prys die naam van Here. Kom ons glo en vertrou dat die Here die deur sal dra. Amen. Laat ons saam die gesondheid owerhede werk, met die medikasies en behandeling wat gegee word, hulle nog steeds dra met gebed. Prys die Here. Amen. En dan oom Niels, prys God se naam, halleluja. En dan vermeling en die gesin, dat ons ook nog van so 'n tyd ook ons verneem. Prys God se naam, halleluja. Jy weet die dood, hy het net daai effek op 'n mens se gees. Amen, wat jy jou in die skok laat, in die wonder, prys God se naam, halleluja. En ons weet, prys God se naam, halleluja, as hierdie liggaam sy vervaldatum hier bereik het, dan word ek in, prys God se naam, by my hemelse huis. Prys die Here, en ons dank die Here, dat ons hom ontken, prys God se naam, halleluja. Ons dank die Here dat ons saam met hulle die evangelie kon dra. Prys God se naam, en mag sy siel in vrede rus. Ons gaan op die rus. Prys die naam van die Here. Halleluja. En dan nog 'n versoek, prys God se naam, Nora Lou, is dit Dawie se moeder, ook 'n gebedsversoek daar so haar geliefdes. Laat ons ook van hulle dra in ons gebede. Prys God se naam, halleluja. En Suster Gesina Ferreira, dis ook 'n gebedsversoek, prys God se naam. Kan ons ook haar dra in ons gebed, dat die Here hulle ook, prys God se naam, halleluja, te rede sal kom. En dan ook 'n gebedsversoek vir Janie Rood, Vicky Laro, prys God se naam, halleluja. En dan John Grant, prys die naam van die Here, kan ons ook daar ernstig intree in gebed. Prys God se naam, halleluja. En dan Suster Leens Alexander, ook 'n gebedsversoek daar, prys God se naam, halleluja. En ons vertrou die Here dat al hierdie versoeke is by God bekend. Prys God se naam, en sodra ons die gemeente gebed doen, gaan ons die Here vra om in te tree. En daar waar ons woorde min raak, vra ons die Heilige Gees om aan te val en die Here seën. Prys God se naam, halleluja. Die waar is, as u al daar sit en u het nog nie u versoek nog gekommunikeer met ons nie, terwyl u daar sit en u het 'n versoek wat u met ons wil deel, wat ons ook moet noem in ons gebed, u kan u hand lig. Prys God se naam. As daar geen hande, prys God se naam, halleluja. Dankie vir daai versoeke. Desiree, Louis. Prys God se naam, halleluja. Dank die Here vir daai hande, vir daai gebedsversoeke. En as jy dalk ook nog net die hand kan lig en sê, Here, ek is bly om te lewe, ek is bly om hier te wees,
En ek gaan voortgaan met die werk van God, totdat die Here my kom roep, en van my sê, ken jy my seun, jou werk is klaar, kom my seun, prys God se naam, halleluja. Daar's hoekom ons as kinders van die Here, ons vrees nie die dood nie. Dit is net 'n fase om oor te gaan na God toe. Prys God se naam, as ons hemel toe wil gaan, ons hoef nie die dood te vrees nie. Prys God se naam. 'n Saadjie wat in die grond gesit word, moet sterwe, en dan gaan die boom tevore kom. Prys net daar waar jy sit, prys God se naam, enige ander versoeke wat ek dalk uitgelaat het, niks nie. Net daar waar jy sit, kan ons net die gemeente gebed doen, en ons vra die Here om ons te seën. Alomteenwoordige Hemelse Vader, Here, ek dank U. Here, vir so 'n wonderlike nag, Here, wat U ons deurkoor gedra het, Here, ons kon 'n nuwe dag sien. Hemelse Vader, Here, U heil, Here, en U oor ons laat skyn. Hemelse Vader, Here, ons het gesondig deur gedagtes, woorde en deur dade. Here, wil U ons tog kom vergewe. Hemelse Vader, Here, dra ons tog, Hemelse Vader, in ons oomblik, Here, van swakheid. Hemelse Vader, Here, in ons oomblik van hartseer. Here, in ons oomblik van moedeloosheid. Hemelse Vader, wees vir ons 'n God van baie naby. Hemelse Vader, Here, 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Hemelse Vader, Here, U het verskeie gebedsversoeke. Hemelse Vader, Here, wat uitgegaan het. Hemelse Vader, daar's familie, Hemelse Vader, wat op hierdie oomblik, Hemelse Vader, Here, in rou bekleed is. Hemelse Vader, Here, wees vandag God van naby. Hemelse Vader, Here, vou hulle toe onder die vleuels van genade. Here, laat U Heilige Gees, Here, die trooster wees. Here, bring berusting in hulle gemoed. Hemelse Vader, en dra hulle deur hierdie fase, Hemelse Vader, Here, tot verheerliking van U naam. Hemelse Vader, Here, ek weet, Hemelse Vader, dat daar waar U opbou, daar is Satan ook teenwoordig. Hemelse Vader, Here, terwyl ons hier byeenkom om U naam te verheerlik, U naam groot te maak. Hemelse Vader, Here, weet ons die duiwel wil kom insluit. Hemelse Vader, Here, om verwoesting te kom saai. Hemelse Vader, Here, met die gesag en die autoriteit, Here, wat U in ons belê het, Here, as U kinders. Here, kom ons in elke plan van Satan. Here, ons verbreek en ons vernietig dit in die kragtige naam van Jesus. Here, ons nooi die Heilige Gees, Here, binne in hierdie diens. Hemelse Vader, Here, kom bewaar ons, kom seën ons. Here, seën elke koorlied wat gesing sal word. Hemelse Vader, Here, seën die boodskapper van die oomblik. Here, ons orkes, Hemelse Vader, Here, wat ons begelei. Hemelse Vader, Here, in sang, lofprysing en gebed. Here, maak ons onsigbaar teen die aanslag van Satan. Here, as ek te veel gevra het, Here, vergewe my tog. Hemelse Vader, Here, as ek te min gevra het, Here, kom dra U by my gebed. Hemelse Vader, Here, hulle wat vandag hulle verjaarsdag vier. Hemelse Vader, Here, seën hulle. Hemelse Vader, hou hulle gesond. Hemelse Vader, bewaar, beskerm hulle. Hemelse Vader, Here, voeg nog vele geseënde dae by hulle lewe. In Jesus onfeilbare naam. Dankie, Here. Amen. Graag gebid, prys God se naam. Nou kan ons lekker sing en die Here loof en die Here prys. Amen. Amen. Ek nooi u om saam te staan, ons gaan lekker saam sing. Kom ons sing tot weer van die Here. Kom ons geniet dit. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter
Because
my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and bend me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Here vanoggend kom vra ons vir U, verander asseblief ons hart. Here, ek weet, daar kan al mense wees, wat dit maar net sing met hulle taal en dit nie bedoel nie, maar ek weet, Vader, dat ons wat dit vanoggend sing, ons bedoel dit uit ons hart uit. Here, dat ons vanoggend vra, Here, ons is die klei, U bly die pottebakker, U vorm ons en maak ons net soos wat U wil. Here, ons weet nou al, as ons deur 'n storm gaan, en die besig is om ons te vorm, dan weet ons gaan nie sink nie, ons weet, ons gaan deurgaan. Ons weet, Here, ons staan nie alleen in die storm nie, ons weet, Here, dat ons gaan seëvier saam met U aan die ander kant. Daarom vanoggend, Here, het ons die vrymoedigheid te sê, Vader, ons is die klei en U hand. Sal U ons as 'n vorm maak soos U wil. Here, wat ons ook gesing het is, wat so waar is, omdat U leef, sien ons kans vir môre. Here, ons het geen vrees nie. Nee, Here, ons sien kans vir môre, want U leef en U is in beheer. Maar Vader, mag dit so wees, dat ons dit net nooit sal vergeet nie. Al is die storm hoe groot, al is die golwe so hoog hier rondom ons, dat ons sal weet, in Jesus naam is daar. Amen. Vader, seën asseblief die woord wat uitgaan. Elkeen vanmôre dat ons aangeraak word deur die kragwerkende woord van U. In die naam van
daar sê baie dankie. Ek wil eerstens net begin om daarom net vir ons susters wat my hierdie week bygestaan en gehelp het, sê baie dankie vir een en elkeen van hulle wat gehelp het hierdie afgelope week. Ons het Woensdag aand was die skoolkoor hier gewees en ons het na die tyd het ons lekker sop en broodjies gehad. En daar was verskillende soppe gewees en dit was heerlik gewees. Die broodjies was ook baie lekker gewees. Dit was Woensdag aand. Donderdag en Vrydag het ons sulke geseënde byeenkomste gehad. Die wat daar was, dink ek kan daarvan getuig. En daar is getuienis daarvan dat ons so geseënd was Donderdag en Vrydag. Ons loof die Here daarvoor. En ek wil vanoggend vir julle ding sê, gister het ons nou begrafnis gehad hier uit die kerk uit. En weet jy wat is opvallend nie? Ek het al so baie gehoor as ons wat the people of the palace is van hierdie paleis. Ons is mos the people of the palace. As ons deur daai deur stap, dan het ons baie klagtes en gedagtes. Like man, is koud hier binne. Like dis so hier binne. Like dis dit hier binne. Weet jy wat? Gister stap waar mense deur daai deur. Daar's 'n vrou wat daar instap. Sy sê, "Hoerie, julle weet nie wat julle hier het nie. Toe ek hier inkom, hier is so lekker cozy kerk. Ek kom sommer hier na toe, ek sê, asseblief, jy is welkom." Sy sê, "Ek bly in die Kaap." Welkom. Ek wil net vir jy sê, ek dink partykeer nie, ons vergeet waarmee die Here ons seën. Ek dink partykeer ons weet nie waarmee die Here ons seën nie. Maar ja, so die afgelope week het ons nou ons Pinkster bidure gehad en ons het regtig, ek dink Donderdag en Vrydag was vir my regtig 'n blessing gewees. Ons was Vrydag nie so baie nie en ek wil net vir die broers sê, broers, luister nou mooi vir my. Die vrouens het ons gehelp number by far. Ons is op 'n stadium was ons net hoeveel 3 broers, 4 of 3, maar 4 broers en dan is ons oorweldig deur die dames. So, ek sê maar net vir julle. So die broers, ons is bietjie in die moeilikheid daar, ons sal ons kant moet bring. Hoor my lied, Peloton 3, hoor my lied. Kom ons recap gou bietjie. Waar kom ons nou vandaan die afgelope tyd? En ek sê altyd, dit is vir my wonderlik dat die Here hierdie goed in plek het. En as jy waarlik kind van God is, dan leef jy in hierdie tyd saam, is dit nie? En as dit vir jou so 'n groot betekenis het, soos wat dit vir my het, ons het vanoggend by die Sondagskool het ons gepraat oor die 10 pla. En ek het amper lus om begin 'n vasvra te hou hierso. Maar kom ons hou nou maar nie 'n vasvra nie, maar al wat ek vir julle wil sê is, terwyl ek nou by vasvra is, gaan kyk bietjie in die Twitter. Daar is 'n paar lekker vrae wat daar ons gevra word. En dan moet ek vir julle sê, die bidhuurgroep, hulle hou gereeld vasvra. En op hierdie stadium trek hulle op 90% akkuraatheid. En ek sê nou vir julle, dis baie hoog. 90%
Fanny, let's be honest, dis baie meer as 30% slaagsyfer. So ek sê nou vir julle, 90% dink ek is uitstekend. Ek wil van my kant af gee ek vir julle hande. Kom ons kyk gou-gou. Ons het begin met ons Paasnaweek, Goeie Vrydag. Ek glo, ek hoop, ek vertrou, dit is vir jou net so 'n belangrike gebeurtenis as wat dit vir my is. Want eintlik is dit waar rondom die Christendom gaan. En dit maak dat ek en jy vandag hier is. Die feit dat Jesus die prys kom betaal het. Die feit dat Jesus ons kom vrykoop het. En dan dat hy opgestaan het. Hy die dood oorwin. Die oorwinning is behaal. Maar jy sien, ek dink baie keer vergeet mense dit, want vergewe my as ek dit sê, maar baie keer dink ek, ouens is nog vasgevang in hierdie Paashasie ding en daai goeders. En hulle vergeet waaroor dit gaan vir ons as kinders van die Here, vier ons daai opstanding, want dit is waaroor dit gaan. Die oorwinning is behaal. En nou, van daar af, 40 dae later, het wat gebeur? Hemelvaart. En hoekom is hemelvaart belangrik? Ek het nie mooi gehoor nie, maar ek gaan nou myself antwoord. Sê maar. Om ons plek te gaan berei, yes, en sodat die Heilige Gees kom. En nou, toe praat ons nou 'n bietjie en ons sê, maar die Heilige Gees word nou vir ons gestuur. Net om hier rond te wees? Nee. Hier binne in ons te wees. Nou ons gaan vandag ons 'n bietjie daarna kyk, want ek moet nou so 'n klein bietjie recap van wat ons gedoen het hierdie week, want almal was nie hier nie, en die wat hier was, gebruik die geleentheid om saam met my net weer hierna te kyk. En julle weet nou, ek kyk julle in die oë, die wat hierso was, so ek check julle in die oë, so julle moet nou net 'n bietjie vasbyt saam met my, hoor. En julle moet nie moeg raak as ons dit nou vandag weer 'n keer behandel nie, asseblief. Want dit is belangrik dat die ander ouens dit ook sien, dat hulle dit ook beleef, soos wat ons. Waar staan ons nou vandag? Ons staan nou vandag by Pinkstersondag. Nou wat nou? Wat is Pinkstersondag nou? Hierdie is nou die dag wat hulle daar in die boventrek was, toe die Gees uitgestort word, waar daar hoeveel mense tot bekering kom? 3000. Ek sê weer, 3000 mense is meer as wat Brandfort se dorp, hierdie dorp van Wesstraat af, of nee, waar is ons nou? Maar in elk geval, hierdie dorp is minder mense as 3000. Ouens, sien julle hierdie prentjie? Sien julle hierdie prentjie? Maar right, ons is daar. Nou wil ek vir julle sê, dis waar ons nou vandag staan. En ons gaan nou so 'n halfsoort van bietjie daarmee afsluit, maar ook nie heeltemal. Volgende week, die Here het vir my 'n woord gegee vir volgende week. Ek is opgewonde oor volgende week se diens ook alweer. En party ouens sal dink, jene man, jy het nou genoeg kerk gehou die afgelope week. Raak jy nie uitgeput nie. My suster, ek moet vir jou sê, ek het vanoggend nogal sleepvoet hier oor die pad gekom. Ja, ek spot sommer net. Ja, ek is so opgewonde, regtig. Ek is diep opgewonde dat ons so
soveel keer regtig saam met die Here hier kan kuier. Dit is een ding om by die huis te kuier, maar fellowship is so belangrik, is dit nie? Ja, dit is. Ek gaan vanoggend vir ons 2 verse lees. Die 2 verse wat ek vanoggend vir julle gaan lees, is ook weer eens bekende verse, maar party ouens moet dit dalk net bietjie daaraan herinner word. Die eerste vers wat ek gaan lees is Efesiërs 5 vers 18 tot, ek gaan net vers 18 lees. Paulus praat hier nou, is Pinkster nou verby, en die ouens is gevul met die Heilige Gees. En nou is die vraag wat by my opkom. Ouens is nou gevul met die Heilige Gees, maar gebruik hulle dit? Of is dit nou net 'n nice to have? Ekskuus vir my Engels, maar dis 'n lekker sê ding daai. Nou sê Paulus vir die Efesiërs in vers 18 van hoofstuk 5, sê hy, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dan gaan ons bietjie 1 Korintiërs 14 vers 5 lees. 1 Korintiërs 14 vers 5. Korintiërs is dis net so 'n paar bladsye voor hom. Daar waar ons nou is, Efesiërs 5, blaai net so 'n bietjie terug in jou Bybel. Nie aanblaai na Openbaring se kant nie, terugblaai na Genesis se kant. Daar in 1 Korintiërs 14 vers 5. Dan sê die woord van die Here vir ons, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Ons het verlede week het ons bietjie gekyk en ons het gesê, wat gebeur, wat is van die simptome wat jy ervaar wanneer jy gevul word deur die Heilige Gees? Een van daardie simptome is spreek in tale. Ek sien in my gees, sien ek hierdie prentjie, ek wonder of daar van julle ook is wat soos ek 'n prentjie mens is. Kyk, die Here het my gehelp om my in die weermag te sit, en toe vat hy my nog en hy maak my 'n infanteris. Want van infanteriste dink net met prentjies. So hoe sê jy vir hom? Sandmodelle, jy verstaan. Dis presies hoekom, en ek moet nou vir jou sê, ek is hierdie prentjie mense, ek dink ek moet volgende week 'n sandmodelle uitpak, dit gaan vir die ouens dalk 'n lig laat aangaan, maar hier's hierdie klomp apostels in daardie bovertrek, en hulle het 'n klompie mense by hulle, en hulle het gebid, maar hulle het met 'n verwagting gebid, want daar was 'n belofte dat die Heilige Gees op hulle uitgestort sou word. Toe vra ek myself af, wanneer ons bid, Here, vul my met die Gees, doen ek dit met ander gedagtes? Here, gaan dit regtig gebeur? Here, ek weet nie of dit kan gebeur nie. Hierdie ouens doen dit hoe? En ons het wanneer het ons gepraat oor eendragtig? Woensdag aand het ons gepraat oor eendragtig. Eendragtig is hulle saam. Eendragtig bid hulle saam, roep hulle saam tot die Gees van God. En die Here stort sy Gees uit. Maar ek
Ek dink 'n paar ouens het hulle self buite Weste geskrik. Want hier kom tonge van vuur, en dan soos vir die tong van vuur kom, so verdeel hierdie tong van vuur in nog tonge van vuur, en so word mense aangeraak, en hierdie ouens begin praat in tale wat ander mense nie verstaan nie, en hierso is iemand wat sê, die ouens is dronk man, hulle is gesuip. Dit was vir hulle, want dit was deel van die belofte van die Here om te sê, ek stuur vir jou die trooster, ek stuur vir julle die Heilige Gees. En hier ontvang hulle dit. Maar, nou is hierdie mense gevul deur die Gees van God. En nou het Paulus sy hande vol. Hy skryf die hele Nuwe Testament, want hy moet almal leer, wow, draai bietjie briek aan hier, wow, draai bietjie briek aan daar, nee, wag 'n bietjie, moenie net profeteer, moenie net in tale spreek nie, julle moet ook profeteer, dit is so, hier kom die Here, en hy vat ou Paulus, en hy sê vir hom, jy moet hierdie mense opvoed. Dis nou my taal hierdie, hoor. Maar ek dink dis wat die Here vir Paulus gesê het. Dink julle nie ook so nie? Ek dink hy het vir Paulus gesê, jy moet hulle nou bietjie opvoed, jy moet hulle leer. Want wat gebeur nog? Profesie, profeteer, gesigte sien, drome droom, ja, dit alles. Ek wil vir jou vinnig terugvat na daardie prentjie, en ek weet, baie van julle ken die prentjie, maar ek wil julle vinnig terugvat na die prentjie toe, want ons net vinnig hier deurgaan. Ek gaan dit regtig vinnig maak, want ek wil net by 'n ander ding uitkom, want ons gaan oor 'n Sondag of 3 van nou af, gaan ons bietjie begin kyk na van hierdie goed wat die Here nou vir ons gegee het. So, hierdie is alles gereedskap, tools, wat die Here vir ons gee deur sy Gees. Die vraag is, hoe gebruik ons hierdie tools? Hoe gebruik ons dit? En ons gaan 'n bietjie vorentoe nou kyk, maar ek wil vandag die inleiding tot dit wil ek by u bring. So ek wil vir Suska vra, sal jy vir my asseblief daai skryfietjie net opsit, dan gaan ek hom van daar af gaan ek hom vat. Petrus, sal jy dan vir ons net hierdie middelste ry ligte afsit, want dink ek dit gaan dit makliker maak. Wanneer ons kyk na die film met die Heilige Gees, dan gaan ons begin by liggaam. Nou ek hoop julle kan hier sien op die bord. Ek weet daar is mense wat lekker sal kan sien. Daar begin ons by, dis jou liggaam. As jy jou liggaam het, wat het liggaam? Liggaam het sintuie. Daar begin ons met sien, reuk, gehoor, smaak en gevoel. Dit is liggaam. Dis jou fisiese. En die feit van die saak is, jy kan 'n ding sien, jy kan hom voel, jy kan hom ruik, jy kan hom proe. Party goed proe dan nie so lekker nie. Maar hoekom, wanneer ons sintuie gebruik, vra ek toe nou sommer die vraag, ons sien nou goeders raak wat ook nie so lekker is nie. Maar as ek iets proe wat nie lekker is nie, dan ek onmiddellik, nee. Maar as ek iets sien wat nie lekker is nie, en toe gebruik ek hierdie ding van, ek sien nou sommer pornografie. Maar is dit myselfe houding? Soos wanneer ek iets proe wat nie lekker is nie? Ok. Dit is liggaam. Ons gaan nou 'n bietjie verder kyk. Dan kom ons, binne in my liggaam, het ek 'n siel, die siegel. Binne in my siel. Maar my siel bestaan uit my emosies, my denke en my wil. Dit wat ek nou net gesê het,
Ek het iets gesien. Wat het ek daaroor gedink? En wat was my wil daaroor? Nee, ek wil nie dit verder sien nie. En wat se emosies het ek beleef oor dit wat ek nou net gesien het? Ek stel dit nou net vir u bietjie prakties, dat u hierdie ding net verstaan. Nou kan ek begin sê, ja, jou siel gaan tot 'n mate beheer hê oor jou liggaam. Maar binne in my siel vind ek my gees. Grieks, pneuma. En in my gees, daar is die geestelike sintuie. Wat lê binne in jou gees? Geloof, hoop, eerbied, gebed en aanbidding. Maar op hierdie stadium beteken gees nog nie vir my iets nie, want gees, sien julle, gees het nog nie 'n gangetjie, 'n hekkie wat uitgaan na siel toe nie. Hy het nie 'n hekkie wat uitgaan na liggaam toe nie. Sien julle dit? En nou, wanneer ek gevul word met die Heilige Gees, en die Gees van God binne in my is, die Heilige Gees, daar, Heilige Gees, sien julle nou daar, Heilige Gees het 'n hekkie in jou gees, hy het 'n hekkie in jou siel, en hy het 'n hekkie in jou liggaam. As hy 'n hekkie het in jou liggaam, dan beteken dit dat daar is beheer oor jou sintuie nou. Sien julle dit? So nou, wanneer ek, kom ons vat nou weer hierdie stupid voorbeeld van my. Wanneer ek pornografie raak sien, en die gees van God is binne in my, hier binne in my gees, dan sê die Heilige Gees tot my gees, nee, wow. En onmiddellik is daar 'n hekkie wat uitgaan na my siel toe, so my wil en my denke word onmiddellik beïnvloed. Sien julle dit? En nou is daar beheer oor my emosies, en nou ook so met die liggaam. Hier is die volgende stupid voorbeeld, die ene wat ek altyd gebruik. Korporaal met sy taxi, ry voor jou in. Maar as jy toelaat dat Heilige Gees in beheer is, dan is daar onmiddellik beheer oor jou denke en jou emosies. Maar nee, party van ons leef net in die liggaam en in ons siel. Ons leef nie vanuit ons geesmens nie. Hier staan 'n ou wat baie skuldig aan dit was en soms nog is. Want die volgende oomblik dan sê 'n mens nou, dan snap jy, nee, maar hy kon nou. Dis nie snap nie. Dit is jy het nie dat gees jou beheer nie. Jy het begin om vanuit jou, deur jou wil, het jy begin om jouself te leef en besluite te neem en. Kan ek hierdie toepas op my hele lewe? Wat sê jy nie? Ja. Die antwoord is ja. Die groot en kort antwoord is ja. Jy kan dit toepas op jou hele lewe. Wat is die vraag? Die vraag is, het jy toegelaat dat jy gevul wees met die Heilige Gees? Dis die vraag. As jy dit toegelaat het, dat jy gevul is met die Heilige Gees, dan is daar 'n verrassing wat op jou wag. Wat is daai verrassing
wat op jou wag. Wat gebeur nou met jou? Vrug van die Gees. Nou kan jy die vrug van die Gees leef. En die vrug van die Gees word in jou gedeponeer deur die Heilige Gees. Sien julle hom daar? En jy kan self daarna streef en werk. Hierdie, saam met Heilige Gees, kan ek hierdie goed net, dit kan net nog groter en groter en groter in my lewe word. Die vrug van die Gees, en ek gaan hulle nie nou behandel nie, dis wat ek nou vir julle wil sê, hier is inleiding. So, wat is die vrug van die Gees? Daar is hulle al 9, soos wat hulle in die woord van die Here is. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek wonder hoekom het Paulus selfbeheersing laaste gaan skryf. Want smaak vir my, dis die ding wat die moeilikste is. Die brieke werk nie. Jy is helemaal reg, die brieke werk nie. Absoluut, ek het nie so lang gedink nie. Dis nou net van my so, die brieke werk nie. Hierdie vrug van die Gees is wat ek en jy elke dag moet leef. Dis hoe ons lewe moet lyk. Daai voorbeeld wat ons oor gepraat het, wat ons gesê het, jou lewe moet Christus leef. Jy moet nie dit met jou mond praat nie. Hiersit. As jy daai goed doen, van selfspreekend doen, dan leef jy Christus. So, dan, wat kry ons nou nog? Hier is die kant opsit. Daar kry ons die gawes van die Gees. Maar die gawes van die Gees word vir jou net geleen. Dis 'n maklike manier om dit te stel, dit word vir jou geleen. En jy kan dit beoefen en geoefen hou. Maar nou, hoekom sê ek vir u, dit is net geleen? Kom ek lees hulle net vinnig, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, genadegawes van gesondmaking, die werking van kragte, profesie, onderskeiding van die geeste, allerhande tale en die uitleg van tale. Hoekom sê ek hierdie word net vir jou geleen, die gawes van die Gees? Ja, dit behoort nie aan jou nie, jy is reg. Sê maar, Bernies. Gawes van die Gees is nie vir jouself nie, dis vir ander mense. Wanneer jy hemel toe gaan, gaan dit nie saam met jou nie. Dit bly agter op aarde, want in die hemel gaan jy nie vir iemand bid om hulle gesond te maak nie, want almal gaan gesond wees. Nog voorbeeld, jy gaan nie 'n woord van wysheid nodig hê nie, want dit gaan die ultimate wees. Verstaan wat ek sê? So dit is hoekom. Maar nou, die gawes moet ons gebruik hier op aarde verander. Om vir Jakob te bid, om hom gesond te maak. Verstaan? Maar ons gaan 'n bietjie, hierdie is inleiding, ons gaan daarna toe kyk, bietjie vorentoe. Kyk, dit is gawes van die Gees. Uit die gawes van die Gees uit, vloei wat? Julle gaan dit nou weet. Heiligmaking, maar daaruit kom jou bedieninge. Ok, en hier is ons by die bedieninge, en bedieninge is in Efesiërs 4 vers, daar sit ek hom af, in steede van om vir julle te wys waar ek, daar is Efesiërs 4 vers 11 en 12, jy kan dit lekker gaan lees. Dis jou, die beroep of die werk wat die Here vir jou gee. En jy kan meer as een wees, maar baie keer is dit ook net een van daardie bedieninge. Okay, en
Ek weet, die ouens praat graag van die 5voudige bediening, dit is so, maar wat hulle uitsluit op dit, is die laaste een. So het ons apostels, profete, leraars, herders, evangeliste, en die laaste een, helpers. En dan kan 'n mens gaan kyk daar na helpers, nee, kan jy 'n groot klomp kry wat daarin administrasie, daar brand my breintjie bietjie vas. Maar wat ek vir julle wil sê is, daar's 'n groot klomp wat onder helpers val. En baie keer dan laat ouens helpers uit. Maar kom ek nou vir jou sê, die bedieninge kan nie plaasvind as daar nie helpers is nie. Kyk, en dit alles vorm deel van liggaam. En nou, ons gaan ons nou 'n bietjie kyk vorentoe, maar van hierdie goeders het julle al gehoor. Ons gaan dit net opskerp. Ons gaan dit net opskerp, dat ons lekker menorah is, as ons hier uitgaan. Skerp is, laat ons 'n verskil gaan maak daar buite. So, hierdie is deel bietjie van ons opleiding. Maar ons moet hierdie goed, ons moet toegerus wees, ons moet hierdie gereedskap hê, wanneer ons daar buite is, dat ons dit kan gebruik. Hoekom? Om die woord van die Here te gaan uitdra. Okay. So nou, het die Here vir ons die Heilige Gees gegee. Nou is my vraag, wat maak ons daarmee? Gaan ons dit gebruik? Of gaan ons dit iets nice to have? Ek het 'n boksie afgetik in my lewe. Daar's 'n boksie, is jy gedoop? Ja, is gedoop. Is jy gedoop met die Heilige Gees? Ja, is gedoop met die Heilige Gees. Het jy tot bekering gekom? Ja, dis die eerste boksie. Daar is hy. Nee, dis nie 'n boksie om af te tik nie. Hierdie is die praktiese goed wat die Here vir ons gee om sy kind te wees. Dit is wat God vir ons gee om in oorwinning te kan staan. Dit is die goed wat God vir ons gee, sodat ons kan beweeg na heiligmaking toe. Want dit is waarna ons streef. As jy kind van die Here is, en jy wil nie streef na heiligmaking toe nie, then you might as well gaan uit by die deur. Want die feit van die saak is, dit is wat die Here wil hê, ek en jy moet doen. God wil hê, ons moet uitkom. By wat? Matteus 28 vers 19. En dan sê hy vir ons, in Handelinge, gaan verkondig my woord, tot in die uiterstes van die aarde. En daar lê 'n groot opdrag van ons daarin. So ons as kinders van die Here, kan nie net sê, ek is op my pad hemel toe, ek is nou gered, en dis nou dit nie. Want die Here verwag van ons, as kinders van die Here, dat ons vir hom, dis nie ons werke wat ons in die hemel gaan bring nie, dis nie wat ons in die hemel gaan bring nie, die feit dat ons gered is, gaan ons in die hemel bring, en die feit dat ons gaan streef na heiligmaking, gaan vir ons help, want, party ouens dink, van die oomblik as jy met hulle praat oor dit, dan sê hulle, ja, maar die Here se genade is groot. Dit is so. God se genade is groot. Massief groot. Dit is so. Maar dit sê nie, ek kan, amper gebruik ek nou infantry taal hier so van nie. Ek kan nie net gaan doen soos ek wil en verwag. Vanaand as ek my kop gaan neersit, dan gaan God my vergewe, omdat hy 'n genadige God is. Hy kom na. Ek kan nie dit doen nie. En ons gaan op 'n stadium gaan ons bietjie praat oor sonde.
Want weet jy wat? Wanneer Heilige Gees in jou is, dan oortuig Heilige Gees jou van sonde. Dan sê Heilige Gees vir jou, jy dink, jy is in beheer van jouself as jy 3 bure agter die blad het. Maar jy het eintlik jou inhibisies verloor na die tweede. Maar Heilige Gees gaan jou daarvan oortuig. So ek hoef dit nie vir jou te sê nie. Ek hoef nie vir jou te sê, Fanny, jy's geransoneer na 3 bure toe nie. En die weermag het ons 2 gekry nie. 2 bure. So, ek mag nie grappies hier so nie. Maar nou, vir 'n ou soos ek, het Heilige Gees gesê, jong, 'n ou soos jy, behoort nie eers 1 bier te drink nie. So, dit gaan vir jou op die uiteinde, gaan dit wees, oor dit wat die Heilige Gees jou van gaan oortuig, glo my. Dis deel van gewete, ja. Want ek sê nou vir jou, maar party ouens, sê mos, die Here het my in beheer gesit van die huishouding, ek kan my vrou beheer soos ek wil, en dan hier en daar pizza laag, en dan dink hulle dis eiforway. Ouens, dis hoekom die Here die Heilige Gees gestuur om vir jou te sê, nee, die vrug van die Gees is liefde. In al sy verbuigingsvertakkings vir alles. Dan gaan kyk ons wat is liefde. Ons gaan 'n bietjie na hierdie goeders kyk. En ek wil graag dat ons hierdie goed werk, want waartoe wil ek werk hierdie jaar? Graag. Ek wil graag hê ons moet uitkom. Daar's baie van julle wat nie meer ekskuus as ek sê nie meer getroud is nie. Ek bedoel dit nie lelik nie. Bedoelende soos my moeder wat 'n weduwee is. Sy's nou nie meer getroud nie. Maar vir van die mense, en dan sal jong mense wat nog moet trou. Nie moet trou nie, maar jy wil trou vorentoe. Verstaan, so sê, dis wat ek nou eintlik vir jou sê, is jy wil nog trou vorentoe. Ek wil graag hê, ons gaan daarna toe werk, dat ons hier iewers, as ek reg is in September maand rond, gaan ons by daai ding kom. Hoe lyk dit in jou huwelik? En ek sal nie voorskriftelik wees nie. Nee, ek Johan Martsen. Die Heilige Gees gaan voorskriftelik wees. Ek is jammer om vir jou te sê, maar dit is so. So, dit is die hele ding, dis hoe die Here nou die ding vir my gegee het. So, ons gaan opwerk daarna toe, tot ons daar kom. Want weet wat, as ons daar is, dan gaan ons die klein gemeente verstaan. Die klein gemeente is jou huisgesin. En as jy klein gemeente verstaan, dan gaan jy groot gemeente ook verstaan. Kyk, want dit is hoekom ou Paulus hierdie goeders vir ons leer. Want hy sê, julle is almal deel van 'n liggaam. En dan sê hy vir ons, die oog kan nie dink uit hand nie nodig nie, of hand kan nie dink uit oog nie nodig nie. Ek kan nou nie my daai skrif onthou nie, maar close, ek dink ons is amper daar. Die feit van die saak is, dis waarna ons gaan. Okay. So, ek gaan nie vir jou sê, sit back and enjoy the ride nie, want dit gaan nie dit wees nie. Buckle up, hier's 'n rowwe pad voor ons gaan hom 'n bietjie aandurf. Maar ek weet in my hart, dat die Here wil hê, ons moet geesgevulde kinders van hom wees, sodat ons toegerus is om 'n taak te doen, wat vir hom belangrik is, sodat ons wat kan doen? Hierdie vuur kan aansteek, dat hierdie vuur kan gaan brand. So, asseblief, ek weet, ek kan nie vir julle vra, eers probeer om soveel as moontlik hier te wees nie, maar dit sal goed wees as jy hier is, dat jy nie uitmis op party van hierdie lesings nie. Okay. So, wat ek nou vanoggend vir julle wil vra is,
Ons wil graag binne die volgende week, 2, 3 nog, wil ons graag aanhou bid saam met mense wat sê, ek het nie Heilige Gees ontvang nie. Want ek wil graag hê, jy moet weet, dat jy sê, ek weet nou, ek is gevul deur die Gees van God. So, dit wil ek hê. En dan wil ek hê, ons moet kan, as liggaam, moet ons kan sê, weet jy wat, ek dra jou. Ek dra jou. Dat ons kan vorentoe gaan. Jy kan nie hier loop nie, dis reg, ek dra jou. Hier waar jy nie nou kan loop nie, ek gaan jou dra. Want dit is hoekom ons hier is vir mekaar. As mense by daai deur instap, dat hulle sê en voel en ervaar, die Gees van God is hier, die liefde is hier, dat hulle dit met hulle kan sê. Dit was, weet jy, en party ons kan nou sê, ja, dis maar net 'n gevoel. Ek sê vir jou, as iemand by daai deur instap en hulle sê, ek voel dit, dan moet die Gees van God hier wees. Anders kan jy dit nie voel nie. Ek kan nie dink dat iemand sê, ek voel dit, en die Gees van God is nie. So dit is wat ons graag wil. Nou wil ek weet, julle met my, as ons nou rugbyspan was, dan het ek nou julle hier die kroontjie gehad, dan sê, dan moet ons skree eerstes. Is julle met my? Gaan ons staan, saam hierdie ding doen. Is julle met my? Ek check julle, jong mense ook, ek check julle moet vir my vanoggend sê, yes, ons is. So, ek vra jou, is jy met my? So, ek wil graag hê, dat ons kan met die uiteinde vir die Here sê, Here, ons naam is AGS Herlewingsentrum. Ja, dis wat dit is, Herlewingsentrum. Hier, kom dooie ouens in, hulle stap die lewendig uit. Kom ons sit so en ons sluit ons hier aan. Dierbare Here en Hemel Vader, ek weet ook, dat dit wat ek vanoggend hier praat en wat ek hier sê, is dalk 'n kwessie van, jy kan sê, dis maklik om dit in Lippentaal te doen. Ja, dit is so, maar Here, ons wil vanoggend 'n kommitment maak, ons wil vanoggend, wil ons sê, Vader, ons wil werk na 'n doel toe. Ons wil saam met U hierdie pad stap. Here, ons wil die uiteinde van die dag, wil ons kan sê, ons as die kinders, is geesgevulde kinders van God, wat werk aan die groot opdrag, wat U vir ons gegee het, om U woord te verkondig, om te gaan en alle nasies, disippels van U te maak, hulle te leer in die woord, hulle te doop, hulle te neem na waar hulle moet wees, saam met ons. Here, hier is my gebed. Ek wil vra dat nie een van ons boeties of sissies moet van hierdie waar afkom nie. Ek wil almal van hulle saamvat. Here, almal van hulle. Ek wil nie iemand moet moeg of wat raak en langs die pad afklim en sê, ek het nou genoeg gehad nie. Here, maar dat hulle sal volhard saam met my, dat ons, toe ons begin het, die begin van die jaar, toe ons daardie puzzle gebrou het, Here, dat ons deel van die prentjie sal bly, dat ons puzzle stukkie nie verlore raak nie, maar dat ons deel van hierdie prentjie bly. Vader, is my gebed, dat U ons sal help, om nougeset daarna te streef. Here, dit kom nou sommer ook by my op in my gedagtes. Daardie geestelike oefening wat U vir ons gegee het, waarin U vir ons gesê het, gaan doen dit 20 minute soggens, 20 minute saans. Here, help ons om dit nougeset te doen. In die aand wanneer ons moeg is,
Ons dubbel dit oor mekaar kyk, help ons Here, dat ons nog steeds sal oefen. Vader, ek bid die seën oor elke een af, elke persoon, elke ledemaat van hierdie liggaam, bid ek die seën oor, in Jesus naam, amen, amen. Ons baie dankie, ons gaan laaste lied sing, dan gaan ons offergawes, as die God se diele hier het, plaas ons dit in die skatkis. Jy sal hoor partykeer, wanneer ek dit sê, luister nie na my woorde, God se diele en ons offergawes, hoor jy daai, want jou tiende behoort nie aan jou nie, dis God se tiende. Ek sê maar nie, ek sal eendag daaroor doen. En ons offergawes is 'n offer wat jy maak. Wat is 'n offer? 'n Offer is 'n ding wat jou seer maak. Ja. As jy sê, Here, ek het net R10 om te gee, dan gaan jy nou hierdie week R11 gee. Sodat jy R1 te min het, wat jy die Here kan vertrou om vir jou daai rand terug te gee, om die brood te kom gaan koop. Sê ek nou kwaai. Ja. Ek wil net weer eens sê, weet jy, regtig, ons as kerkraad sê vir u baie dankie. Almal wat getrou is en wat gehoorsaam is aan God se woord, sê ons baie dankie vir. Dis regtig, ons is so dankbaar en ons dank die Here, dat die Here vir ons sorg en ons is regtig dankbaar. So baie dankie aan almal wat getrou is in die gee van die offergawes. Ons gaan die nooi om saam met ons te staan en dat ons saam te sing. Vader, vanoggend sê ons net vir u weer eens baie dankie. Dankie Here vir gehoorsaamheid en baie dankie vir saad wat vanmôre weer gesaai is. Here, ons lig hierdie skatkis en ons weet ons plaas dit by u waar u dit neem en dit vermenigvuldig soos wat dit u behaag en soos wat dit u plan is. En ons sê vir u baie dankie daarvoor. Dankie Here dat u ons ook aangestel en vertrou het om hierdie saad te gebruik en aan te wend vir die koninkryk en die uitbouing daarvan. Dankie Here dat ons vanoggend weet u doen dit omdat u vir ons lief is in die naam van Jesus. Baie dankie. Here,
Die kinders wat vanoggend hier is, stuur ons memorie uit. Ons verklaar elkeen 'n geseënde van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Elke plek waar jy jou voet neersit, wys dit op vir die koninkryk van God. In Jesus naam. Amen en amen. Gee my 'n kansie, ek wil graag die handskrif daar by die deur asseblief. Jy moet 'n geseënde week hê en seën van hom.